Goeiedag, liewe vriende, en dankie ook vir 'n lekker saam reis en saam dieper ontdek, ook so in die Here se woord. Vanoggend blaai ons daarna Psalm 122 toe, en dit is ook ons teks vir hierdie week, teks waar ons onsself gaan verdiep. Die vraag wat ons vir mekaar vra is, wat staan eerste vir my uit? Wat is dit wat so na my toe kom? Wat my amper oorrompel en wat by my bly met die eerste oogopslag. Kom ons lees Psalm 122. Ons lees daarvan die hele Psalm. Ek was bly toe hulle vir my gesê het, kom ons gaan na die huis van die Here toe. En nou is ons hier binne in jou, Jerusalem. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarin die stamme kom, die stamme van die Here. Dit is 'n voorskrif vir Israel om die naam van die Here hier te loof. Hier word reg gespreek, hier lewer die koning sy uitsprake, die koning uit die geslag van Dawid. Bid dat Jerusalem vrede mag hê, dat hulle wat hom liefhet rustig mag woon. Mag daar vrede wees binne jou mure, rus in jou wonings. Terwille van my broers en my vriende wens ek jou vrede toe. Terwille van die huis van die Here ons God bid ek dat dit met jou sal goed gaan. Hierdie pelgrimslied van Dawid, en dat hierdie stad Jerusalem vrede mag hê. Ons weet ook as ons in die wêreld in die nuus die afgelope week en selfs langer dophou, dan weet ons van hoeveel onrus en geweld en onvrede daar juis ook in die wêreld is. En mag dit ook, as ons rondom ons kyk, beleef ons ook rondom ons hierdie onvrede, hierdie absolute angstigheid. Wanneer jy, veral ook in die winter waar dit kouer is en vroeg donker word, dan sluit ons deure en ons kruip agter deure weg. 'n Stad wat eintlik 'n plek is waar mense kom om te kom deelneem aan 'n ekonomie, 'n plek waar mense kom, 'n samekoms van mense. En ek onthou so klompie jare terug het ons gedink oor die fenomeen daar by my studies, het ons gedink oor die gedagte of die verskynsel van 'n stad en hoe dit ook lyk binne 'n stad, en hoe stede oor die wêreld, maar ook stede in Suid-Afrika drasties verander het. En ek onthou baie keer hoe baie duidelik dat een van die oefeninge was is om die vyand op die naam te noem. Wat is dit wat die stad gevaarlike plek maak? Dit is gewoonlik nie noodwendig mense nie, ons kan baie maklik na mense toe spring. Maar wat is daardie onderdrukkende sisteme van ongeregtigheid wat die plek 'n plek maak vir ellende vir 'n klomp mense? Ek wil jou eintlik uitnooi in hierdie week om opnuut deur die stad te ry waarvan jy deel is, en die onvrede wat daar ook in jou gemoed gewek word wanneer jy hierdeur ry, dit te voel en dit te beleef en dit na die Here toe te bring. Mag jy hierdie Psalm as 'n riglyn ook gebruik. Jerusalem is die stad wat stewig gebou is, waarin die stamme kom, die stamme van die Here. Is die plek, die voorskrif om die Here hier te loof. Hier word reg gespreek. En jy sal met my baie maklik saamstem, maar as ek is nie 'n raadslid nie, of ek het nie invloed in my gemeenskap op 'n raadslid vlak, of op 'n politiese vlak, of op 'n bestuursvlak nie. Ek bly maar net hier. En ek dink dis waar die sleutel lê, is dat die Here het ons op plekke geplaas. Die Here het ons in stede geplaas, of in dorpe geplaas, sodat ons iets van sy geregtigheid sal laat kom daar waar ons leef, in die kleine, in die manier hoe ons met
die stad en alle sy mense wat op verskillende maniere na ons toe kom, hoe ons met hulle ook die lewe in die stad deel. Mag jy opnuut dink oor jou stad, mag jy opnuut dink oor die stad wat die Here vir ons gee. Mag jy ook bietjie hierdie Psalm dieper gaan ondersoek en mag jy wanneer jy so 'n pelgrim is in jou eie stad, bid dat die Here reg sal spreek. Vers 7 is hierdie mooi ontknoping. Mag daar vrede wees binne jou mure en 'n rus in jou wonings. Nou ons weet 'n stad het 'n stadsmuur gehad. Ons stede vandag lyk nie meer so nie. Maar daar vrede mag wees by al die mure, tussen al die plekke waar daar mure is in ons stad. Mag die Here vir my en vir jou ook daartoe lei. Mag ons op 'n nuwe manier na ons stad kyk, op die plek kyk waar ons woon. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie vir u genade, dankie vir die goedheid, dankie vir u omarmende liefde. Ons loof en ons prys u wonderlike naam. Maak ons oë opnuut oop om raak te sien dit wat u wil hê ons moet raak sien. Ons bid dit as u kinders. Amen. Seën vir jou vir die res van hierdie week en voorspoed. Wees op die uitkyk om te kyk waar kan jy God aan die werk sien. Mooi bly.